Ek gaan vir u vra om die Bybel vir ons oop te maak by twee plekke. Die eerste een is Hebreërs 13. Hebreërs hoofstuk 13. En die ander Matteus 6. Matteus 6 van vers 25 tot 34. Jakob, pla hierdie ding as ek hom aansit. Is hy reg? Ons gaan eers uit die woord van die Here saam lees. En dan gaan ons gesang 8, soos 'n wildspok wat smag na water. So smag my siel na U, o Heer, en ek hoop dis ook U en my verlange vanoggend. Daardie een versie uit gesang 8. En daarna gaan ons tot die Here nader in die gebed. Kom ons lees dan eers Matteus 6, vanaf die 25ste tot die 34ste vers. Waarin Matteus, wat dan ook vir die Jode wil wys dat Christus die Messias is. Onthou, elkeen van die boeke wat geskryf is, het 'n bepaalde doel, en Matteus is om dan te wys dat Jesus die beloofde Messias is. Vers 25, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel, en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie. En hulle bring nie by mekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan, deur om te kwel, 1 el by sy lengte voeg? 1 el, ja, in oorspronklike tyd, 'n el was 18 duim, hier van jou elmboog af tot by jou vingerpunte. Ons kan vandag sê in Afrikaans, wie kan 1 duim by sy lengte byvoeg? Net deur om te bekommer. En wat kwel julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie, hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is, en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Dan kom die oplossing van alles ook vir u en vir my vanmôre. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie. Môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Dit is Matteus 6 van vers 25, en dan blaai ons na Hebreërs toe, Hebreërs 13, wat hierby aansluit. Hebreërs 13, vers 5. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die
Here is vir my 'n helper. En ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Hierdie 2 verse. Wat sê wees tevrede met wat jy het. Die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Dan gaan ek vir u vra om te staan en dan sing ons bidend Gesang 8, daardie een versie, en dan gaan ons voor in gebed. Kom ons staan asseblief. Soos 'n wildsbok wat smag, na water smag my siel na u, o Heer. U alleen is my harts verlange, en ek bring aan u die eer. U alleen is my bron van krag, en u teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my harts verlange, ek bring aan u die eer. Kom ons sluit die oë. Here, ons Here, so baie dankie dat ons vanoggend voor u kan buig. Here, dat ons u naam op ons lippe mag neem. U wat vir ons sê, jy mag nie die samekoms van die gelowiges versuim nie. U het ons hier gebring. Here, u het ons lief met 'n hemelse liefde, ondeurgrondelik en ewig, vir ons te groot om te begryp. Maar u, Here, u is ons God. Nou kan ons vanmôre maar net kom dankie sê. Here, dankie vir 'n samekoms van die gelowiges. Dankie vir 'n samekoms in u huis. Dankie vir u huis wat u vir ons gegee het. En dankie dat ons kan kom praat vanmôre met ons. Here, hierdie is nie ons woord nie, maar is God se woord. En daarom as u vanmôre vir ons sê, waarom kwel jy jou? Waarom is jy bekommerd? Waarom is daar frons op jou voorkop? Vertrou jy my dan nie? Dan wil ons na u toe kom en kan ons maar net vra, Heer, wees ons net genadig. Laat ons hierdie toue afsny. En hierdie pakkie by u los. Moenie dat ons verder self wil nie. Maar ook vanmôre hier in die erediens, as ons u aangesig soek, spreek Heer. Spreek en oortuig u onsself, want u dwing niemand nie. U dring ons in u liefde. Kom dring ons dan vanoggend in Jesus se wonderlike naam. Amen. Broers en susters, as ons vanmôre hier uit God se woord uit met mekaar saam praat. En Matteus vir ons kom sê, moenie jou kwel nie. Moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. En die Hebreër briefskrywer, ons het al vir u ook gesê, ons weet nie presies wie dit is nie.
Dit mag Paulus gewees het, dit mag Barnabas gewees het. Maar dit is definitief iemand wat die Ou Testament en die omstandighede in die Ou Testament baie goed geken het. En daarom as ons hierdie gedeelte in Hebreërs met mekaar saam lees, dan gryp dit eintlik terug na Joshua 1 toe. Daar waar die volk nou onder leiding van Joshua die beloofde land moet intrek, en voor hulle is vyande, voor hulle is reuse, die Kanaaniete en ander. En dan kom sê die Here vir hulle, juis hierdie woorde, moenie bekommerd wees nie. Moenie bekommerd wees nie, ek is met jou. Moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie, want ook môre, ja, het genoeg aan sy eie nonsens, genoeg aan sy eie kwaad. Maar hou jy net jou oog op die Here. En daarom wil ek vanmôre vir u tog vra, om saam met my te blaai, ons het nou daaruit Matteus 6 van vers 25 af gelees, maar ek wil tog ook vir u vra, maak die Bybel oop en dan wil ek vir u ook voorhou Matteus 6 vers 19. Matteus 6 vers 19. Daar die 19de vers wat sê, jy kan dit maar onderstreep in die Bybel, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel of waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. En onmiddellik as ons dit vanmôre met mekaar saam lees, broers en susters, kinders, ja, môre is weer skool, môre is weer universiteit, môreoggend gaan ons terug kantoor toe, en ons staan in die klas en elkeen het sy eie werk wat hy moet doen. En nou al, en ek weet, en as ek vir elkeen vra, leef môre alreeds vandag in u gedagtes, dan gaan u vir my sê ja. Ek is bekommerd oor môre en ek is bekommerd oor oormôre. Ek is bekommerd oor volgende jaar, ek is bekommerd oor die dag van my aftrede. Wat gaan word? Ek is bekommerd oor my land. Ek is bekommerd oor die kerk. Ons het laas vir mekaar gesê, hierdie nuwe wetgewing, wat kerke wil beperk tot sê wat die staat sê. En so kan ons aangaan en aangaan en aangaan. Maar weet u, wat sê die woord van die Here vir ons in Jesaja? Hy sê vir ons, as ons op die dag van die Here vandag, ons gedagtes alreeds besig hou met môre, is ons besig om teenoor Here te sondig. En daarom is dit juis wat hierdie gedeelte vanmôre vir u en vir my wil kom sê. Ja, dit is nie verkeerd om te beplan nie. God het niks teen rykdom nie. Trouwens, ons het al vir u gesê, Abraham en Job en ander was miljonêers. God het niks daarteen dat dit met 'n mens goed gaan nie. Maar hy wil nie hê dat dit wat hy vir ons gee, tussen ons en hom sal staan nie. Daarom as hy en my vanmôre kom oproep, en ek wil tog vir u neem ook na Lukas 12 toe. Lukas 12, daarby vers 15, waar dit juis gaan om my so doodwerk,
dat ek vir niks anders tyd het nie. En as ek so werk, dat ek, het iemand eendag ook vir my gesê, dat ek besiger is, dat ek so besig is, dat ek vir God nie tyd het nie, dan beteken dit ek is besiger as wat hy wil hê wat ek moet wees. Lukas 12, vers 15, en hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir hebsug, want iemand se bestaan, iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Hoor jy dit? En hoeveel van ons werk vandag vir môre en vir oormôre? Het ons net nou in die gebed ook vir mekaar gesê, vir die Here gesê, blyks laat ek na die Here toe gaan. En hierdie pakkie, Psalm 37 vers 5, hierdie pakkie van kommer op sy skoot tel. En vir hom sê, Here, neem U oor. Neem oor hierdie kommer wat in my heers oor my kerk. Neem oor hierdie kommer oor my land en my volk en my taal. En die aanslag op die Christendom, wat u en ek vergeet so maklik, dat hy ook vir ons gesê het, aan my is gegee alle mag, in die hemel en op aarde. Weet jy, Psalm 37 vers 5, en ons gaan nou nie verder daaroor praat nie, kom staan in die oorspronklike taal, hierdie ding wat vir jou te groot is, hierdie ding wat vir jou te swaar is, hierdie saak wat vir jou plat druk in die grond in, hy kom sê, rol dit oor op die Here. Jy kan dit nie optel nie, dit is te swaar, dit is te groot, maar hy kom sê in die oorspronklike taal, rol dit oor op die Here, dat hy daarvoor kan sorg, dat hierdie lyne op ons voorkop kan wegraak, omdat ek weet, ek het dit vir die Here gegee en ek het omgedraai en ek het weggestap, omdat ek weet hy sal daarmee werk. Omdat ek hierdie knop op die maag van 'n maagsweer van bekommernisse, wat volgende, op die Here se skoot kan lê. En ek kan opstaan en omdraai en kan wegloop in die wete, my God het beloof, my God sal sorg. En daarom weer eens, as ons Jesaja 62 vers 6 gaan lees, dan kom sê hy vir ons, julle wat bid, hoor mooi, julle wat bid, herinner die Here aan sy beloftes. Herinner die Here aan sy beloftes. En wat kom beloof hy vanmôre vir ons? Hy kom beloof vir u en vir my, ek sal vir jou sorg. Hy kom beloof vir ons, deur hierdie lewe, dra ek jou soos 'n man sy kind dra. Kom beloof hy ons, ek is met jou, elke oomblik van elke dag. Dit is sy belofte. Ek sal jou nooit begewe nie, en ek sal jou nooit verlaat nie. Maak nie saak wat oor jou pad kom nie, maak nie saak wat met jou gebeur nie. Kom na my toe. Hy wat daar die voorhangsel van die tempel geskeur het, en vir u en vir my kom toegang gee tot die Vadertroon. Het jy al, ja ek glo jy het saam met my al, hier deur die Wildtuin gery, of as jy vroeg in die môre opstaan en in die tuin stap, dan hoor ek die voëls. Het jy al ooit 'n dier gesien met 'n frons op sy voorkop? 'n voëltjie, 'n mossie of wat se voël ook al.
wat bekommerd is oor vandag en môre en oormôre. Nee. Ek hoor hulle kwetter en ek hoor hulle aangaan. En u en ek, ons wat die kroon is van God se skepping. U en ek wat geskape is na die beeld van God. Ons sit in bekommer, ry ek in die oggend hier in die straat af, dan sien jy kwad gesigte en fronse. Dit is asof die mense nie lus is vir hierdie dag nie. Weet jy, ons het die Here Jesus wat vir ons hierdie wonderlike belofte kom gee. Moenie jou bekommer nie, want daardie dinge wat daar buite is, kan jou niks maak nie. Dink weer aan die woorde van Elisa aan sy knegt daar in 2 Konings 6 vers 16. Wat by ons is meer as wat by hulle is. Miskien is ek beheer van 'n groot besigheid en dalk wil daar die besigheid se finansies nie heeltemal uitwerk nie. Dalk is my begroting al hier by die middel van die maand uitgeput en Here, die maand is nog lank. Weet jy wat kom leer die skrif vir u en vir my vanmôre? Dink maar weer aan wat ons bid. Wat Jesus self ons geleer bid het. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Nie môre nie, nie oormôre nie. God sorg. Selfs daar op die trekpad uit Egipte uit en op u en my lewenspad kom sê die Here, ek sorg vir jou vandag. Vra vir vandag, nie vir môre nie. Dink aan die kwartels en die manna. Wat het gebeur wanneer daar meer opgetel is as wat genoeg is vir die een dag? Dan nie goed sleg geword. Want die Here het gesê, ek sorg vir jou vir vandag. Moenie jou bekommer oor môre nie. Moenie maagsweer kry nie. Moenie kopseer kry nie. Laat jou weg aan die Here oor. God versorg. En hier in Matteus 10:29. Juis waar die Here vir sy disippels kom leer. As hy sê, word 2 mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie. 'n Stuiwer is die kleinste, goedkoopste geldstukkie in daardie tyd. Minder as 'n half sent vandag wat ons ook nie meer kry nie. En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. En dan, wees nie bevrees nie. Julle is baie meer werd as die mossies van die veld. Wat sê Jesaja 43 vir ons daar by vers 4? Hy kom sê, julle is vir my kosbaar. Julle is vir my waardevol. Hy praat met sy volk en hy sê, julle is vir my 'n saak van uiterste erns. Moet daarom nie bekommerd wees nie. Kom na my toe met jou probleme. Jy weet, iemand het eendag ook vir ons die opmerking gemaak, hy het gesê, moenie vir jou probleme, moenie na God toe kom en vertel hoe groot jou probleme is nie. Gaan na jou probleme toe en vertel vir hoe groot God jy het. En daarom juis wil hierdie gedeelte ons oproep. As ons hierdie saak vanmôre huis toe bring. Dit wat die Here vir my gee. Hebreërs 13 vers 5. Dit wat die Here oor my pad bring, wat hy vir my gee, of dit baie is, dan sê ek dankie. En as dit min is, dan sê ek ook dankie. Want hier kom sê hy juis vir ons. Hy het gesê, ek sal jou nie begewe en nie verlaat nie. Dit is ons probleem nie, daar. Kom ons sê dit maar vanmôre vir mekaar eerlik. Dat ons hier sit met 'n vertrouensprobleem. Ons vertrou die Here nou daarom nog nie heeltemal nie.
As ek nie nou my antwoord kry, nou nie. Dan vat ek maar die pakkie en ek draai om en ek loop, ek sal self daarmee gaan werk. Hy kom roep ons en hy sê, vertrou my roekeloos. En wat beteken roekeloos? Dit pla my nie verder nie. Dit hinder my nie verder nie, want ek weet, my Here gaan daarmee werk. Maar u en ek, ons jag soos kranksinniges, om iets vanmôre by mekaar te kry. Ons jag soos, kom ons sê dit maar, soos mal mense, van bakboord na stuurboord. En waar bring dit my op die end? Hartaanvalle, psigosomatiese siektes en alles wat jy daaraan kan dink. Want ek vergeet, die Here sorg vir my. Ons probleem is, dat ons sy versorging uit sy hande wil uitneem. Want u en ek is baie keer soos 'n klein kindjie. Ons het almal ons kinders groot gemaak. Ek wil. Ek sal. Nee pa, nie jy nie. Ek sal. En dan op die eind, as ek gesal het, dan hoe lyk dit om daai bord? Gemors. Kos, die wêreld vol. Terwyl as ek op die Here wag, as ek op die Here wag, dan kry ek nuwe krag en dan kan ek aangaan. Maar hierdie kommer breek my liggaamlik. Ek kan nie slaap nie, ken ons dit? Ek lê en rondrol helte van die nag. Wat gaan môre gebeur? Ek het môre departementele verhoor, wat gaan gebeur? Ek het môre die bankbestuurder wat ek moet gaan sien, wat gaan gebeur? Wat sê die Here? Hy sê, kom toets my. Kom toets my. En daarom is dit vanmôre ook die Here se woord vir u en vir my. As hy vir u en vir my kom sê, jy's op jou lewenspad. Jy's uit Egipte land uit die sonde uit verlos. Jy's op pad na jou ewige tuiste. Wees net rustig, wees net kalm in my. Dink vir 'n oomblik daaraan wat het aan die kruis gebeur. Ons Here daar aan die kruis wat toe hy vir Johannes en sy moeder sien. Weereens sy gedagtes nie by homself nie, maar by hulle. Vrou, daar is jou seun, seun, daar is jou moeder. So dink hy ook. In sy grootste nood, nie aan homself nie, maar aan u en aan my. En nou kom sê Hebreërs 10:23 vir ons. Hy wat dit beloof is getrou. Hoor jy dit? En onmiddellik dan kom hierdie vraag na u en na my toe. Glo ons hom dan nie? Glo ons hom dan nie? Of leef ons dalk so ver van hom af, dat hy vir ons maar net iewers in die mis is, daar ver. En nie iemand langs my nie. Iemand aan wie ek my lewe toevertrou het, wat aan my voorsien nie. Wees tevrede met wat jy het. Weet dit, hy sorg. En daarom vanoggend wil hy vir u en my kom vermaan. Wil hy vir u en vir my kom sê, moenie julle kwel. Hou op bekommer. Het iemand eendag gesê, hy het gesê, hou tog net op sukkel. Hou tog net op sukkel. Maar tog, eerste dinge eerste. Al weet die Vader wat ons nodig het, moet ons hom soek. Daarom kom sê hy vir ons, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En
En dan kan u deurblaai na 1 Timoteus 6 vers 6. In die Bybel, 1 Timoteus 6 vers 6. Die godsaligheid, saam met die vergenoegdheid, is 'n groot wins. Hoor jy dit? Kind van God. Om aan Jesus te behoort, saam met om tevrede te wees met wat jy het, is 'n groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dink aan Job wat gesê het, naak het ek hier ingekom en naak sal ek hier uitgaan. Ons het niks in die wêreld ingebring nie. Het is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie, so leer Timoteus ons, Paulus aan Timoteus. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Want geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Maar dan kom hy sê vir ons 'n beter pad aan. Hy sê, jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg. Jaag na die regte verhouding met God in Jesus Christus. Jaag na die godsaligheid, jaag na die roekelose geloof, jaag na liefde, wees geduldig, wees sagmoedig, stryd die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe. Daaroor moet u en ek elke dag bekommerd wees. Gryp na die ewige lewe. In Jesus het ek alles wat ek nodig het. Ek het redding, ek het sorg, ek het vergifnis. Ek het die koning van konings aan my kant. Daarom is my gebed vanmôre ook vir elkeen. Mag hy ook alles in u en my lewe wees. Want hy is die Vader se sorg vir u en my. Amen. Kom laat ons dank. Here onsse God, dankie vir hierdie woord vanoggend. Dankie dat ons vanmôre net kan kom sê, dankie Here. Dankie, 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 dankie. Dis al. U is nie 'n God daar ver nie. U is 'n God hier by ons. En as ons vanmôre ons gemeente na u toe bring, Here, ons bring elke lidmaat na u toe. Hulle wat siek is, hulle wat hartseer is, hulle wat nie hier kan wees nie, maar ook hulle wat vanmôre by die huis sit en wat nie hier wil wees nie. Ons bid ook vir hulle. En Here, dankie dat u genade vir ons genoeg is. Dankie dat ons nie die hande na u hoef uit te steek nie, maar dat u vanmôre uit die hemeltroon neerbuig na Witrifuur. Dat u neerbuig na elkeen waar u aangesig gesoek word. Dankie dat ons kan bely, u is God en niemand meer. Ag Here, ons wil so graag u kind wees in alle opsigte. Ons wil so graag leer om u roekeloos te vertrou. Ons wil so graag op u skoot kom sit soos 'n kind, op die skoot van sy pa sit, en ons wil met u praat, en ons wil u vertel van dit wat ons bly maak, en ook dit wat ons hartseer maak, en dit wat ons bekommerd maak. Dankie dat u daarvoor sorg. En as ons dit by u los, u sal ons nooit teleurstel nie. Dankie Here, dat ons maar net kan bid. Laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. In ons lewe, in die lewe van ons gemeente. En bring ook ons land en ons volk weer terug na u toe. In Jesus naam. Amen. Vriende, u weet nou al, ons reëling is dat ons offergawe
opgeneem word by die deure. En daarom gaan ek nou vra, ons gaan na Gesang 294. 294. En ons antwoord op die prediking, antwoord op die woord wat ons gehoor het, daar die eerste en ook die tweede en ook die vierde vers, op berge en in dale, ja, oral is my God. Waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God. Omlaag en hoog verhewe, ja, oral is my God, ja, hy is ook hier by my. En dan ook die tweede vers en ook die vierde vers. Kom ons staan asseblief en dan bly ons staan terwyl ons wag op die seën van die Here. Kom ons staan. O berge en in dale en oral is my God, waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God, waar ons gedagtes zwewe, of styg ook, daar is God, omlaag en hoog verhewe, ja, oral is my God, sy troue Vader oë, sien alles van naby. Ons leef uit sy vermoë en word sy gees gelei. Die swavelkies behoed hy, bekleed met gras die dal, die kleinste wurmpie voed hy, sorg vir die groot heelal. Roem Christen, heel my lewe is veilig in my God, waar alles my begewe, o waar ek lei is God, waar troue vriende hande nie red nie, daar is God, selfs in die doodse bande, ja, oral is my God. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan na huis toe in sy vrede. Weet dit, die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en hy sal u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u elkeen sy vrede gee. Amen.